Daar's sulke ongelooflike werk en soveel talent. Ek weet nie hoe 'n paneel eintlik uiteindelik kan kies nie. Dit is baie moeilik en dit is ook subjektief, maar ek dink dit is belangrik om uitnemende bydraes, uitnemende artistieke bydraes tot die fees elke jaar met so 'n funksie en met die kannas te vereer. Die kunste is belangrik, want dit is vir ons rigtingwysers. Of dit 'n komedie is wat jy gaan kyk en of jy jy weet of jy nou 'n baie ernstige stuk gaan kyk. Daar's iets daarin wat altyd kommentaar lewer op die samelewing waarin jy is en waarin jy leef. En ek dink wat feeste betref, want jy kan teater gaan kyk in die stede en so. En mense vra baie keer, maar hoekom nog feeste? Is feeste belangrik? Moet feeste nog voortbestaan? Absoluut. En die rede daarvoor is dat dit 'n samekoms is. En daai samekoms en daai paar dae wat mense byeenkom, daar word 'n diskurs gevoer en vriendskappe word so gevorm, maar ek dink die belangrikste ding is 'n fees. En definitief vir ons die KAKNK, en dit is een van ons fokuspunte en ons visie en missie is om nasiebou te bevorder. Man, ek voel verskriklik trots op die produksie. Ek is baie trots op die drie van ons, ek en Ludwig en Wilhelm. Veral Wilhelm wat so half besluit het om die produksie weer te doen, vir Martinus genader het, vir Hugo gekry het om belang te stel. So die produksie is iets wat ons baie naby aan die hart lê. Ons kom al jare daarmee. So om dit nou in Afrikaans te doen is 'n groot voorreg en ja, is iets waarop ek is baie lief vir die play en ek bedoel ons kan nie genoeg vir Jasmina Reza, die oorspronklike dramaturg, dankie sê. Ja. Ja, hierdie event vanaand beteken so baie. Ek het nogal hard gewerk wat mens moet. Dis nie jy het nie eintlik 'n ander keuse nie, jy weet, maar dit was harde werk veral by die KAKNK met al twee stukke wat nogal baie gevat het uit my uit. So dis altyd nogal nice as jy 'n pat on the back kry, jy weet, maar ek het veral net met kuns wat ek nie dit verwag het nie, want dis eintlik maar 'n passieprojek. Ek is net so lief vir hierdie play. Ons het dit 10 jaar terug gedoen en nou die kans weer gehad en mens dit wys net resoneer met gehore en ek hoop dit help dat ons dit nou net nog meer kan doen hierdie pryse, jy weet, ja. Sjoe, hoe voel hierdie wen vir my? Dit was regtig 'n groot verrassing. Ek het regtig nie gedink ek sou wen nie. And it's a bit validating, obviously, because I just had a baby and I was feeling a lot of guilt about leaving him for a couple of hours a day. I'm feeling a lot of feelings. It's also a reminder to just kind of also stay true to yourself, even though you are a mom. So this is lots of things. I'm still kind of processing, maar ek is regtig dankbaar. Wat het hierdie stuk vir my beteken? Shoot, dis 'n baie spesiale storie. You know what, most of us can't relate to being deaf and blind. In fact, all of us, yeah, most people can't. But I think the themes in the show are something that people can really, really relate to. So it's wonderful to be part of a cast that's reimagining the story, and I think making somebody that feels quite far away, like Helen Keller, making her real. And I think it's, you know, it speaks a lot to women's roles in homes, which I really, really like, and how important they are. Yeah, so it's a privilege to be a part of this cast and this story.